Al word jou en my wêreld elke nou en dan op sy kop gekeer, is dit so wonderlik om te weet, God bly in beheer, ongeag van alles wat rondom ons gebeur. Soos Habakuk se lied mos so pragtig sê, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel, want die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Winston Churchill het gesê, "A pessimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulty." In Handelinge 2 vers 46 en 47 lees ons die volgende. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. Ons ABC letter waarby ons vandag stil staan is G, God geprys, en die hele volk was hulle goedgesind gewees. Kom ek vat jou gou so 'n hoofstuk terug in Handelinge. Handelinge 1, waar ons lees van Jesus se hemelvaart. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, "Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het." Tom Baudet het gesê, "They say a person needs just 3 things to be truly happy in this world. Someone to love, something to do, and something to hope for." Jy ken mos daai groot stuk opgewondenheid wat in die hart leef, voordat jy met vakansie gaan. Hierdie stuk opgewondenheid word juis gebore uit 'n paar dinge. Die eerste ding is, die feit dat ek so bietjie kan vergeet, van al die verantwoordelikheid wat ek hier en nou moet dra. Soos Paulus ook vir ons leer, daardie losmaak van dit wat agter ons is. Daarmee saam die uitsien na dit wat na ons kant toe kom, die lekker rus, dinge doen wat ek nie normaalweg kan doen nie, sommer net ontspan na liggaam, siel en gees. En dit lei juis daartoe dat ek en jy in die oomblik dit wat ons doen met volle oorgawe kan geniet. Die vakansie wat verby is vir my, het ek net weer agtergekom hoe moeilik dit is om die geraas in die kop stil te kry, sodat ek kan kom op 'n punt dat ek regtig kan begin ontspan. Maar ontspan, geniet, geluk, begin eers wanneer ek besef ek moet oorgee. Ek is nie die een wat alles hoefte en moet laat gebeur nie. Dis wanneer ek en jy al die bekommernisse, sê nou maar, en al die moontlike probleme, daar die Bobbejane agter die berg, vir God gee, en in sy rus ingaan. Vir hom sê Papa Vader, ek kan niks daaraan doen wat kom nie. U is in beheer en ek vertrou u om my te seën elke dag met alles wat ek nodig het, om dit wat gebeur tot u eer te hanteer. Daarmee saam, as ek elke dag sien as nog 'n geleentheid wat Papa Vader my bied om die lewe so bietjie makliker en beter te maak vir iemand anders, dan begin die hart sommer bokspring en hande klap. Inderdaad, wanneer ek en jy ophou om te droom oor dit wat ons nog wil hê en begin dankie sê vir dit wat ons het, dat die wêreld sommer 'n heeltemal 'n ander kleur kry. Die wonderlikste wete vir hierdie mense in Handelinge was dat hulle op pad is na die plek wat Jesus vir hulle gaan voorberei het, en dat hy hulle self gaan kom haal, soos wat die engele gesê het. Dankie Papa Vader, Jesus, Heilige Gees, vir genade onbeskryflik groot, so baie waarmee u ons vertrou. Dankie dat ons u kan loof en eer daarvoor, en kan uitsien daarna, om saam met u vir ewig in ons Vaderhuis te wees. Amen.